Ek is bly dat jy in die huis van die Here is saam met ons. Maak my hart baie bly. Elke besoeker vanmôre is Botman, né? Familie vanmôre is saam met ons in die huis van die Here, Johan se familie, broers en mamma hulle. Al wie hulle bly dat julle vanmôre saam met ons is. Wanneer ek die grys manne sien en ek sien die consistency, maak dit my so bly. Elke besoeker vanmôre bly dat jy in die huis van die Here is saam met ons. Ek weet God het 'n afspraak met elkeen van u. Ek weet dit. En ek wil vanmôre vir u sê dat ons moet nie altyd kyk, jy weet ons hou ons kerk, ons kom ons in kerke vir baie jare, ons maak so en ons maak so en ons maak so en dan gaan ons huis toe. Eintlik behoort hierdie diens aan die Here. Die Gees van God moet werk soos hy wil werk, nie soos ek nie. En baie keer verstaan ons nie wat die weg is van die Heilige Gees nie, want jy mag een persoon sit wie die Gees van God wil aanraak wat vir 'n spesifieke doel gekom het. Ek is bly dat jy saam met ons is. Met hierdie selfde liefde wat ek in my hart vanmôre ervaar. Ek ervaar God se liefde in my hart vanmôre. Ek ervaar die deernis van Jesus Christus en dit is hiermee waarmee ek wou preek. Terwyl ek hierdie week die preek voorberei het, het ek eintlik my mos dood geskrik en ek het gedink is 'n harde woord en ek het gewonder, hoe gaan die Gees van die Here my gebruik? Gaan dit bold wees? Gaan ons rof raak en alles? En eergisterand sê die Here vir my, serve with love. En weet jy wat, ek ervaar dit vanmôre, Jacques. Ek is warm binnekant van die liefde soos ek dit ervaar. Ek ervaar vanmôre die deernis. En miskien moes hierdie goed gebeur sodat ek vanmôre kan voel hoe Jesus gevoel het toe hy baie serieus met sy disippels wou praat. Ek voel dit vanmôre. Lukas 22:31 en die Here sê, dit is Jesus, Simon, mannetjie, as ek vir jou sê, mannetjie, dan wil ek jou aandag hê, nee, dan is mos jou naam. Ja. Maar as ek dit nog 'n keer sê, beteken dit, nee, Avi. Ek wil hê met daai gevoel in jou gees kry, wanneer die Here vanmôre jou naam 2 keer sê. Jackie. Onmiddellik wil ek luister wat hy vir my wil sê. Kom ons kyk wat die Here vanmôre vir ons sê. Simon, Christus praat baie ernstig, maar met ontferming. Hy's besorgd en hy probeer Petrus se aandag kry, want hy wil iets baie belangrik aan Petrus openbaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, in hierdie week, weet julle wat, ons weet baie van hierdie dinge, maar ons vat nie baie goed kop toe nie. Hy wil iets belangrik aan Petrus openbaar. Vanmôre, kind van die Here, wil ek u aandag hê om dieselfde waarskuwing wat ek aan u moet openbaar. Wat is dit? Ek het hom groot letters geskryf. Kyk, die Satan het vurig, nie sommer net begeer nie. Satan, en ek wil dit vir elkeen van julle sê, Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Ek wil vanmôre vir jou iets sê wat jy geweet het, maar wat jy vergeet het. Satan het vurig begeer, mannetjie. En weet julle wat doen ons as iemand so preek? Dan sny ek af in die naam van Jesus en ek pleit die bloed. Dis ons wat ons doen. Ons doen dit, ons is kerkmense. Sodra iemand iets sê wat jy nie like, en sny jy dit af.
Ek sê vanmôre vir jou met die deernis van God se liefde in my hart, my geliefde vriend, my broer, my suster, Satan het vurig begeer om jou te verwoes. Ek weet nie hoekom is jy in die plek vanmôre nie, my boeta. Miskien wil God vanmôre vir jou sê, watch it. Satan wants to destroy you. Ek weet nie. Ek weet nie hoekom is julle hierso nie. Ek weet nie hoekom is my sussie hierso nie. Miskien is julle vanmôre die waarskuwing hoor, dis hoekom julle hier is. Satan wil jou destroy. Toe Sylvia, baie dankie meid, sy doen elke week my prentjies in die goed en hom al die mooi maak goed. Ek gee vir haar die titel, sy kies die prentjie en goed. Toe change sy die woorde, want Satan het vurig begeer. Toe change sy dit, sê, skryf hom soos ek vir jou gestuur het. Want dit klink rof. Maar weet jy wat, terwyl ek dit lees, in die begin het ek dit ook nie regtig kop toe gevat nie, want dit is soms nog net 'n preek. Maar hoe meer ek dit deur het gewerk het, ek het ander dag vir u gesê, hierdie 2 bladsye kan ons 'n boek skryf. En ek besef skielik, weet julle wat? Ek is absoluut bewus van my trials en my tribulations. Ek ken hulle. Ek loop elke dag met hulle, ek suffer elke dag met hulle. So ek weet dit. Maar ek het nie regtig besef dat Satan op my keus is nie, oom Mike. Hy is op jou keus, hy wil jou gedurig doodmaak. Hy wil jou verwoes, hy wil jou so depres maak dat jy nie lus is om op te staan nie, hy wil jou so moeg maak dat jy nie kans sien vir môre nie. Satan het vurig begeer om jou te destroy. Ek het nie 'n taai aan vanmôre nie, ek is nie lus om 'n taai aan te sit nie. En die groot kerkmense is nou weer 'n probleem met dit. Weet julle wat? Ek dink is tyd dat ons en ek sal altyd met 'n soet preek. Want ek het respek vir God. Maar as ek nie 'n taai aan dit nie vanmôre, beteken ek het nie salwing nie. Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, 'n boodskap wat veronderstel is om my in my voetspore te stop. Wat sê hy woord? Ignorant. Maar ons is ignorant. Eindelik, en ek moet dit bely, het ek my mors dood geskrik toe ek dit sien. En ek het hierdie boodskap hierdie week beleef, elke dag wanneer God vir my bietjie gee. Ek skryf nie hierdie boodskap in 'n uur nie, ek vat 'n hele week, dan gee die Here vir my net 'n bietjie, want hy wil hê ek moet soek. En hy wil hê ek moet wag, dat sy gees deur my kan werk en deur my kan praat. En ek het dit gesien in die begin, en ook soos Petrus, dit nie kop toe gevat nie. Maar toe ek die intensiteit van dit, die gees van God in my hart wakker maak, ek kan nie vir jou sê nie, Abi. Het jy al gesien as jy met iemand praat en hy luister nie? Ons praat met hom en hy luister nie, want hy het reeds gedink wat hy jou gaan antwoord. Ons noem dit Simon Petrus syndroom. Ons praat met mekaar. Ons hoor dit, maar ons luister nie. Ons sit elke Sondagmôre onder die geklank van God se woord. Ons hoor dit, maar ons luister nie. En weet julle wat doen ons nog? Ek regverdig myself. Ek justify myself. Ek is nie so bad nie. Ek wil jou vanmôre sê, en ek wil jou waarsku, kind van God. Ek weet nie hoekom gee die Here die boodskap nie. Onthou ek het in die verlede vir jou gesê, die woord van God is lewend. Die lewend in die Grieks beteken hy's aktief. Hy's nou. Met ander woorde, wanneer ek die woord van die Here oopmaak, is hy lewend. Dis asof God dit nou net gesê het. En dis wat jy moet glo. Met ander woorde is die Here Jesus vanmôre deur sy woord en deur sy gees ons waarsku en sê, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Simon,
Simon, listen. Listen. Ag Here, kan ons nie net asseblief luister wat U vir ons sê nie. Satan has asked excessively. Ek moes gaan kyk wat dit beteken, ek weet nie wat dit beteken nie. Excessively beteken, waar is julle Engelse? Uitermatig. Emma? Excessively. Satan het excessively na God toe gegaan. En weet jy wat, Mike het my vir 'n oomblik de mekaar gekrap. Vurig gaan hy na God toe, die audacity wat hy het. En hy sê, geef my boetsny man. Ja. En weet julle wat gebeur? God sê ja. Dion, Satan was by God en het gesê, gee Dion vir my. Toe sê God ja. Ek wil nou nie hê julle moet depress raak nie. Ek het, terwyl ek hierdie week bid in die nagte, gee die Here vir my volgende week se boodskap. Ons wapens is kragtig deur God, want Satan het vurig begeer. Met ander woorde, as Satan excessively begeer, gee God wapens kragtig. Maar ek gaan nie nou daaroor praat nie. So moet nou nie depress raak nie. Ek moet jou vanmôre 'n boodskap gee wat God vir jou sê, wake up, Satan is on your case. Ek weet nie wat gaan vorentoe gebeur nie, Mike. Ek het hierdie week hierdie goed besef. Die vyand het my probeer om alles om nie hierdie boodskap te preek nie. Satan has asked excessively that all of you be given up to him out of the power and the keeping of God, that he might sift you, sodat hy jou kan vervolg. Jy moet regtig daaraan dink. Satan het by God toestemming gekry om jou te vervolg, en as hy jou kry, om jou te probeer destrooi. Ek wil hê jy moet my regtig vanmôre kop toe vat, kind van God. Behind the scenes, sonder dat ons dit geweet het, sonder dat ek besef het, ek het dit somehow geweet, want ek voel mos die vervolging, ek voel mos die pressure. But behind the scenes, wat ek nooit aan gedink het nie, en ek het nie gedink God sou dit doen nie. Ek gaan nou nie vanmôre hierso kind soppige koekies en goed met jou bak nie. Ek het nooit geweet dat die Here sal vir Satan sê, vat hom nie. Om George het eers baie bad gevoel om gedink, hoe kan die Here dit doen? Behind the scenes, sonder dat ek geweet het Satan toestemming by God gevra om die disippels te toets en vir jou en vir my. En toestemming gekry. Ek was eintlik om Mike so 'n bietjie upset toe ek dit lees. How can he do it? Ek is dan 'n kind van God. Ek is dan 'n goeie mens. Ek doen goeie dinge. Hoe kan God toelaat dat Satan my vervolg? En nou dat jy dink dat God jou uitverkoop het, wil ek vanmôre vir jou sê, daar is 'n rede. En julle moet dit volgende Sondag kom luister. Hy wil my soos koring sif. Hy wil my geloof toets om jou te versoek, deurdat jy in Christus sal twyfel. Kom ons kyk mekaar in die oë. Ekskuus, ek wil probeer vinniger preek, want ek is bang ek vermoei julle. Kom ons kyk mekaar in die oë. Wie van julle het al deur die pressure van hierdie lewe gevoel, God het jou nie meer lief nie? Ek is mans genoeg. Daar sê wat ek my Bybel gegooi het en hom getrap het en sê, as die God is, kom wys vir my.
Hy wil my sif, want hy wil hê ek moet in Christus twyfel. Hy wil my afflict met distress en vrees en worries. Wie van julle ken dit? Dit is die vurige werk van Satan om jou te laat stres, om jou te laat worry. En ken ons nie daai goed baie mooi nie. En terwyl ek dit dan raak sien, dan kom ek agter, hy's op my keus. Ek het gedag, dis die gang van die lewe. Partykeer kry ons pak op ons eie foute. En dan bly met myself. Ek is lief om dit te doen. Ek bly myself blameer vir die failures in my lewe. En ek het nooit gedink, oom George, dat Satan is op my keus nie. Hy probeer die disciples scatter from Christ, frightening them with fear of the enemies and of death. Hy het hulle gedagtes aangeval, the battlefield of the mind, soos Joyce Meyer het gesê het. Wie van julle het oorlog hierso? Ek preek net vir die helfte van die kerk vanmôre. 1 Petrus 4 vers 19, geliefdes, kinders van God, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging nie. Satan het vurig begeer, excessively. Nou sê Petrus, een van die disciples, verbaas jou nie oor die vuur, nie oor vervolging nie, oom Mike, oor die vuurgloed. Ek wil eintlik in die Grieks kyk wat dit beteken, maar dit is nie sommer net vuurgloed nie. Ons Afrikaans is maklik. Ek weet nie wat sê in die Amplified Bible nie. Die vuurgloed van vervolging. En ken ons dit nie? Heavy. Mannetjie? Ken ons dit nie baie goed nie? Die vuurgloed. Verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat julle tot, en nie gee die Here die geheim weg, wat julle tot beproewing dien van julle geloof, asof iets vreemds oor julle kom nie. Tannie Marie, ek het al my hare in 'n pum opgeruk, as ek dink die Here is nou onregverdig. Ja. En dan ook vir my kokkie, want ek is dan nou 'n man van die kerk. Maar ek het vir julle gebid, vers 32 en 31 en 32, en ek volgende week met u oor gesels, kom ons gaan aan. Christus in sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid, sy onsienlikheid, lewe hy ook in die onsienlike wêreld. Hy het self daarvandaan gekom. Hy is die beeld van die onsienlike God. God weet presies, omdat hy omnipresent is, omdat hy alwetend is, omdat hy al hierdie dinge weet, omdat hy die gedagtes van jou hart ken, omdat hy alles van my weet. Corrie, ken hy ook Satan se hart. Hy sien dwars deur daai ou. Hy ken elke idee wat Satan het omtrent jou en my, elke idee. En hy weet wat wil Satan met jou doen, en dis hoekom hy van tyd tot tyd met julle persoonlik praat, of deur 'n boodskap, of deur 'n ding wat jy op YouTube kyk, praat God met ons, want hy weet wat Satan se storie met my is, en hy probeer my waarsku. Sal weet jy wat, en ons doen dit nie. Ek kyk nie per toeval YouTube, waar een of ander ou preek en hy sê iets nie. God gebruik mense, God gebruik omstandighede om jou te waarsku, omdat hy oor my omgee. En weet julle wat, ons sukkel om hierdie goed te komprehend. Onthou julle, ek het vir julle gesê, in Openbaring staan daar, dat daar's 'n engel wat elke persoon op hierdie aarde, wat was en sal wees, elkeen se gedagtes opskryf. Nou as 'n engel dit, hoeveel te meer nie God nie. God weet van jou. God weet van jou. God weet van jou. Hy weet, ken die dieptes van jou hart. Hy ken ook die dieptes van Satan se hart, wat hy met jou wil doen, en jou, en jou, en jou, en jou, en jou. En nou kom hy en hy waarsku, en vanmôre maak die Here ons waaksaam, en hy sê, watch it, Satan is op jou keus. Weet nie hoekom nie, oom Mike.
Ek sien in my gees hoe die manne hulle wapenrusting aantrek. En ek wil nog eendag daaroor preek, want jy kan nie wapenrusting aan en uittrek nie, jy het hom of jy het hom nie. Ons weet niks van Satan af nie, behalwe wat ons van hom geleer het in die woord. Hy ken ook sy hart en sy secret purposes. Hierdie secret purposes het God vir ons deur sy woord en deur sy gees geopenbaar. Satan, jy sê Boet, jy praat baie oor Satan vanmôre, ek wil jou waarsku wie die ou is. Hy het secret purposes, geheimsinnige doel. Hy het 'n sekere ding wat hy met jou wil doen. So watch it. Hy het. Ek weet nie wat sy secret purpose is met julle nie. Maar julle is hier vanmôre sodat God julle kan waarsku. Dion? Ek het geskien, die duiwel val ons net aan en het al hierdie tricks wat hy trek en al die goed, but he's got secret purposes. Ja. En toe ek dit sien, toe ek dit lees, toe wonder ek by myself, wat gaan die ding nou weer beplan om my te verwoes? Joe? Jesus het ook Simon se hart onderskei wat Satan met hom gedoen. Wat is hierdie secret purposes? 2 Korintiërs 10:14. Hoekom staan 2 Korintiërs, ek wil amper vir jou vra, hoekom is daar alles in die Bybel geskryf? Hoekom staan vanmôre 2 Korintiërs 10 by ons uit? Hoekom praat God vanmôre met ons? Oor 2 Korintiërs 10, oor die secret purposes van Satan, en hy wil my vanmôre waarsku. Hy sê, ons wapens is kragtig deur God om vestings neer te werp. Vestings in die Engels is strongholds. Nou vra ek myself, nou sit ek in skiem terwyl ek voorberei, wat se stronghold is daar in my? En daai stronghold is hierso. 'n Stronghold in die army taal is eintlik is 'n barrier of 'n huis of 'n bunker. Waar ouens binnekant wegkruip waar hulle beskut word, né? 'n bunker is eintlik 'n bunker, 'n stronghold. Maar 'n stronghold in die Bybel is 'n accumulation van demone wat wegkruip met hulle secret purposes om jou te destroy. Nou wat sal 'n stronghold in my lewe wees, dink julle? Vergewensgesindheid is 'n stronghold. Haat is 'n stronghold. Pornografie is 'n stronghold. Om buitekant die woord van God te leef en dit aan te hou doen is 'n stronghold. Dit wat jy weet, jy moet los en jy doen dit nie, is 'n stronghold in jou lewe. En God waarsku ons vanmôre deur sy woord met soveel liefde, met soveel ontferming, en hy sê, Boet, pas op. Arguments, reasoning, and exchange of, is it diverging? Or opposite views. Weet jy wat, kind van die Here, pas op vir 'n opposite view wat in God se woord staan. Pas op. Want hy's die vader van leuns. Hy kom met soveel dogma, soveel teologie wat mense kwytraak. En hy probeer jou met 'n different view, probeer hy jou vang sodat hy jou kan trip. Proud, feeling deep pleasure as a result of one's own achievements or qualities. Jy sien 'n hoogmoedige ou one time raak. Once. 'n hoogmoedige ou kan nie wegkruip, jy check hom once. God waarsku ons vanmôre, pas op. Satan wil jou trip, hy laat toe dat jy jou achievements so goed kry, maar wanneer ek groot geword het, pas op.
Ek wil eintlik baie goed oor die goed sê, maar ons los dit. Thoughts and purposes, die goed in my mind. Efesiërs 6 vers 10, en volgende week hierdie goed ook kwoteer. Strategies. Die Here weet waarin is ek sterk en Satan ook. So hy gaan 'n strategie en ek bid elke dag en elke nag oor hierdie strategies, laat hy my nie gaan vang met sy strategies nie. Want wanneer ek hom hier geblok het, sien hy, Boeta is wakker hier, so ek gaan hom nie daar vang nie, maar dan kom hy met 'n ander ding. En hy druk jou en hy druk jou en hy voel waar is my sagte punt. En dan vorm hy 'n stronghold. Gees van God vanmôre sê, watch it, Satan het vurig begeer om jou te destrooi. Here, ek weet nie wat is die doel nie. En ek verstaan op hierdie oomblik nie, alhoewel ek het in my lewe, in ons lewe ervaar. Verstaan ons dalk nie almal, ek ook nie, hoekom hierdie preek vanmôre so pertinent is nie. Maar ek wil bid dat die Gees van God dit in ons sal openbaar, dat ons van nou af versigtig sal wees. Omdat ek weet Satan is op my keus. Ek gaan oor my skouer kyk, ek gaan hom watch elke oomblik van die dag, want ek weet nie waar gaan hy met sy strategy en met sy geheime purposes, waar gaan hy vir my 'n trap stel nie. Satan het vurig begeer, dis hoekom die waarskuwing dringend is. En weet jy wat, kind van God? Julle ken Petrus, né? Sy wille boetjie gewees. Ou Jackie, wille seun. Ons het daai geaardheid van 'n mannetjie. Satan het vurig begeer om jou te sif, Simon, sê Jesus, en tog val dit op dowe ore. Kan julle dit imagine? Dis vanmôre asof die woord van God direk na jou toe kom en sê, Boet, Snyman. Satan het vurig begeer en nou kap ek om my ignore. Dit val op dowe ore. Ek luister nie, ek's besig met my eie mind. Ten spyte van Jesus se waarskuwing, hierdie waarskuwing het nie die selfvertroue van Petrus geskit nie. Weet julle wat ouens, party van ons het soveel selfvertroue, ons dink ons is untouchable. Pas op vir te veel selfvertroue. Ons moet dit hê, maar nie in myself nie. Die oomblik wat ek high and mighty geword het en hierdie selfvertroue het, that nothing can touch me, pas op, Satan is op jou keus. Die waarskuwing van Jesus het geen impression op hom gemaak nie. Ek weet nie of die woord van God vanmôre impression op jou maak nie. Miskien is jy op 'n ander plek, I don't know. Maar ek het gedoen wat ek moet doen. Ek het jou gewaarsku. En jy was in hierdie plek om gewaarsku te word. Hy is te vol van homself. Weet jy wat sê Petrus? En dis presies wat ons doen. Terwyl God my waarsku, sê ek is gereed om saam met u deur die dood te gaan. Die audacity. Ek hoop nie is 'n vloekwoord nie. Imagine. Die Here waarsku jou direk, Hy waarsku jou vanmôre direk deur die woord. En jy kap die hele ding ignore. Jy's te vol van jouself en sê, moenie worry nie, Here. Ek gaan saam met jou deur die dood. Baie jare terug in die Volle Evangelie Kerk hieronder, staan ek met 'n leerbaadjie wat met patches gemaak is. En ek is serieus, ek wil die Here dien, ons is jonk, ek en Lizet's net getroud. Ek glo nie die kinders, ek dink Billy was daar. En ek kan onthou ons het laat by die bidtuur gekom, maar ek is so serieus, ek wil die Here dien met alles wat ek het. En ek staan heel agter die kerk is besig, so 'n bietjie laat. En ek kan onthou ek het so gestaan en gesê, Here, ek het U lief, breek my en mold my en maak my dit wat U wil hê ek moet wees. Al ek daai woorde vir 'n baie lang tyd in my lewe geregret. Dan maar ek het dit baie lank regret. Want toe doen hy dit.
En sonder dat ek weet, was Satan op my keus. Min is hy bewus van sy eie swakhede, want hy is so vol van homself. Hy is die Mac van die plek, hy is die boy. En weet julle wat sy bedoeling was opreg? Hy was genuine serious. Hy probeer Jesus beskerm, hy kap hy ou se oor af en hy wil keer. Julle gaan nie my meester. En min is hy bewus van sy eie swakhede. So volg hy Jesus van ver af toe hy gevangene geneem is. En net daarna sê hy vir 'n diensmeisie, ek ken hom nie. Man, ek weet nie van wie jy praat nie. Ou Joe, kom ons nie partykeer in omstandighede waar ons liewer stil bly nie. Waar ek voel ek kan nie hier van hom praat nie. En dan dink ek aan ons werksplekke. Ek het dit 'n ding gemaak om in die gym van Jesus te praat. Ek weet nie of hy swart of hy wit is nie. Daar is Emma en Bernard. Hulle is nie skaam om oor die Here te praat in die gym nie. En weet wat Kobus, from time to time, dan vang ek myself uit, dat ek stil gebly het waar ek moes gepraat het. Satan se strategie, en ek is amper klaar, Satan se strategie, sy planne is om ons geloof te toets en om versoeking op ons pad te sit en om ons te agitate. Ken julle daai woord agitate? Ek ken hom, maar ek weet nie wat beteken hy so mooi nie. Dit beteken to make you troubled and nervous. Om my te toets om te sien of my geloof bly. Daar's tye wat ek sukkel met my geloof, Awie. Hy toets ons in die environment waarin ons lewe. Ek wil hê met die ding op te vat. Hy toets my in die environment waarin ons lewe en hy vat advantage van ons omstandighede. Jackie, ek weet waarvan ek praat. Ek weet dit. Ek ken dit. En ek staan nie hier Grootbek vanmôre om vir julle 'n klomp goed te sê en om te kyk of wie kan ek nail nie. Ek praat van ondervinding. Ek is daar. Ek ervaar dit elke dag en vanmôre is ek meer as ooit in my lewe bewus dat Satan op my keus is. En ek kan Lizette daar hoor, daar agter jy moet dit nou ophou sê. Hy toets my in omstandighede. Hy het dit met Christus gedoen. Onthou julle het ek het julle skrif gegee, kan dit gaan soek. Hy het dit met Job gedoen. Hy het dit met Dawid gedoen. Hy het dit met Petrus gedoen. Hy het dit met Paulus gedoen. En hy het dit met my gedoen. Christus waarsku Petrus, maar Petrus is so vol selfvertroue en eie wys dat hy nie hoor wat Jesus vir hom sê nie. Is hy ding van luister en hoor nie, maar kyk en sien. Ek waarsku u vanoggend dat Satan begeer vurig om jou soos koring te sif, om jou geloof in Christus te vernietig. En voordat jy vir jouself sê, ek is alright, ek is sterk genoeg, ek lees elke dag my Bybel en ek maak so en ek maak so, luister na die waarskuwing. Volgende week praat ek met die kragtige wapens van God om 'n vurige begeerte van Satan te verbrysel. Waar is die musikante? Ek wil vra dat hulle wat siek is gou vorentoe kom asseblief.